Baie welkom as nuwe lidmaat by die Hervormde Gemeente Montana. Dit mag wees dat jy 'n besoeker is wat meer wil uitvind. In kort, ons gemeente het ontstaan tydens 'n aanddiens destyds op die 20ste November 1988, toe die moedergemeente, gemeente Wonderboom, te groot geraak het en hulle besluit het om 'n gemeente te stig aan die ooste kant van ons omgewing. Hulle het vir ons 'n bruidskat gegee van R500,000, 'n hoewe waar die kerkgebou staan en boonop die bouplanne daarvan. Saam met die pastorie wat aangekoop is, het dit uiteindelik 6 jaar lank geneem voordat ons die huidige kerkgebou in gebruik kon neem. Die gemeente het begin met 926 lidmate, het binne 'n dekade verdubbel. Tydens die naweek van 6 en 7 Mei 1995 is die gebou ingewy. 'n Berig uit die gemeenteblad in daardie tyd vier dit as volg: Wat 'n heuglike aangeleentheid was dit nie vir die gemeente om die nuwe kerkkompleks in gebruik te neem nie. Die eredienste en ander verrigtinge gedurende daardie naweek het getuig van 'n dankbare gemeente wat die Here nie genoeg kon loof nie. Sy goedheid en genade is met ons. In die beginjare is gepoog om die gemeente te bedien soos alle ander gemeentes in die Hervormde Kerk, naamlik om vasgestelde jaarlikse huisbesoek by alle lidmate te doen. Nou kan jy maar die somme gaan maak. Hoeveel gesinne die arme eerste predikant moes probeer besoek het. Nie lank nie, of die gemeente het 'n tweede predikant beroep en 5 jaar later 'n derde. Dit was in 2004 en dis waar ek in die prentjie kom. 'n Groot voorreg om sedert dan in die gemeente te kon wees. Die gemeente is in 3 verdeel en ek en my kollegas het aanvanklik probeer om die hele gemeente deur vasgestelde jaarlikse huisbesoek te bedien. Die bedoeling was goed, want ek dink die meeste van ons kom uit sulke kleiner gemeentes waar dit so gebeur het, in die platteland veral. Die gemeente waarin ek groot geword het bestaan uit enkele gesinne. Almal het almal geken. As mense gepraat het van die gemeente, het hulle gesê, dis dominee so en so se kerk. Die predikant kon jaarliks by al die lidmate in die gemeente huisbesoek doen. Verder het almal die dominee genooi, van kleinsus se verjaarsdag tot oupa en ouma se goue bruilofsviering. Die dominee was daar by elke skool en fondisieopening, by die boerevereniging en ook as ouma se liddoring verwyder is. Ons het, as dit nie vir vergaderings was by ons gemeente nie, elke liewe aand gaan huisbesoek doen. Te midde van intense pogings kon ons na 3 jaar nie naastenby deur al die gemeentelede kom nie. Kom ek illustreer van die uitdagings wat ons in die gesig gestaar het. Maak nie saak hoe hard ons as predikante gewerk het nie. Ons was konstant agter met besoeke. Ons moes voortdurend die keuse maak. Gaan doen ek nou huisbesoek of spandeer ek langer tyd saam met mense wat langtermynhulp benodig het in die pastoraat? Ons het permanente tekort gehad aan ouderlinge en diakens. Ons het immers 105 wyke gehad wat elke ouderling en die diaken moes hê. Ek daag jou uit. Vind jy 105 ouderlinge en 105 diakens? Ons was finansiëel onderdruk. Ons kon skaars die 3 leraars se traktemente betaal, terwyl ons na regte nog 2 of 3 voltydse leraars nodig gehad het om daardie bediening so te kon doen. Jy onthou nog die dae van die Groenboek, waar diakens van huis tot huis gekollekteer het. As daar nie 'n diaken in 'n wijk was nie, het mense nie hulle offergawes gegee nie. Ons het op daardie stadium 3 verskillende eredienste gehad op 'n Sondag. So ons het rondgehardloop tussen voorbereiding, aanbiedings by skole, godsdiensperiodes, saalopeninge, projekte in die gemeenskap en dienswerk in die groter kerk. As ek nou terugkyk, was die Here lankal besig om vir ons te sê dat hierdie bediening nie volhoubaar is nie. Ons het dit gesien in die volgende. Die las het te swaar geraak op ouderlinge, diakens en vrywilligers, die wat daar was. En van hulle het na tyd bedank. Die druk het net te veel geword. Ons moes leer, daar is verskillende groot gemeentes met verskillende bedieningsmodelle. Op klein dorpies funksioneer gemeentes binne daardie pastorale model, waar die dominee inderdaad almal ken en almal die dominee. En hy kon oral of sy kon oral uitkom. Maar in makrogemeentes is daar 'n meerderheid van bedieninge wat deur sterk, gemotiveerde en toegeruste leiers verrig word. Ons het ons eie gesinne en ons huwelike afgeskeep as predikante.
Ek het op daardie stadium navorsing gelees wat daarop dui dat predikante wat vanuit 'n pastorale model gemeente kom en so probeer 'n predikant wees in makrogemeentes, uiteindelik skei of in ongelukkige huwelike is. Uiteindelik brand hulle uit. Die een waarheid wat die meeste by ons gespook het egter, was die model van gemeente wees wat die Here aan ons voorgehou het in Efesiërs 4. Daar staan: die doel van apostels, profete, herders en leraars is om heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot die eenheid in geloof en kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Hierdie woorde het ons laat besef dat daar nie fout was met ons, omdat ons nie meer kon volhou nie. Dit was nie dat ons bediening prakties onuitvoerbaar was nie. Ons was teologies ongehoorsaam. Ek het toe vir 2 jaar aan 'n meestersgraad gewerk en navorsing gedoen oor huisbesoek in die vroeë kerk, die reformatie en die geskiedenis van die hervormde kerk hier in Suid-Afrika. Ek het hier tot die ontdekking gekom dat ons in die beginjare hier in Suid-Afrika om baie goeie redes vir daardie tydperk huisbesoek as die belangrikste bedieningsmodel gekies het. Maar soos wat tye verander en gemeentes bly groei het, is daar 'n leemte uitgewys. Daar is nie fout met huisbesoek nie. Maar dat ons huisbesoek as die enigste en belangrikste bedieningsmodel gekies het, daar het die probleem. Hoewel die bedoeling goed was, het dit uiteindelik beteken dat die kerk soos 'n ambagsman geword het met net een gereedskapstuk in sy trommel. Die Here het ons geseën met 'n gereedskapskas, so vol dat Paulus vroeër in Efesiërs in hoofstuk 1 vers 3 uitroep: Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Aan die einde van Efesiërs 2 word ons oor die kerk onderrig. God het alles onder Jesus se voete gestel, aan hom die kerk gegee, as hoof oor alles. Die kerk wat sy volle liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. En hou ook nog Paulus se woorde in gedagte in 1 Korintiërs 12, naamlik dat die Gees van God aan die kerk 'n verskeidenheid van gawes gegee het. Aan elkeen word afsonderlik gawes gegee, en omdat die liggaam 'n eenheid is, al bestaan dit uit baie ledemate, behoort die ledemate aan die een enkele liggaam van Christus. Dis baie belangrik om te vermeld, wat ek tot nou toe nie genoem het nie. En dis die sterk leiers wat ons gemeente al van 1988 by daardie eerste vergadering gekies het. Van daardie eerste leiers is nou nog steeds as leiers by ons gemeente betrokke. Dis baie belangrik wat ek nou sê. Ons gemeente is besonder geseënd met toegewyde diensknegte van die Here. Dit was nog altyd 'n kenmerk van ons gemeente oor baie jare heen, dat mense enorme opofferings maak, bydraes gelewer het op elke denkbare gebied van ons bediening. Ons het onlangs 'n lys opgestel van al die persone wat aktief by bediening in die gemeente betrokke is, waarvan ons weet, en dit is om en by 200 mense. En dis die hartklop van die kerk van Christus. Ons gemeente lê baie sterk klem daarop dat ons 'n liggaamsmodel volg. Dit is nie so dat die predikante se bediening belangriker is as ander bedieninge nie. Dis anders, ons almal het ander bedieninge, maar is ewe belangrik, want ons het verskillende genadegawes. Om weer eens by Paulus aan te sluit, geen liggaamsdeel is belangriker as die ander nie. En die liggaam is wesentlik gestremd wanneer al die liggaamsdele nie saamwerk nie. Dus nou dat jy besluit het om by ons gemeente in te skakel, of nog moet besluit of jy dit wil doen, kom meld aan vir diens. Wanneer jy moeg en oorlaai is, sal jy hier deur medegelowiges versorg word. Wanneer jy egter weer op die been is jy terug op jou pos. Ons glo dat ons mekaar hier by die gemeente nie alleen toerus vir gemeentelike bediening nie, maar vir ons totale getuienistaak in die wêreld. Intussen het die Here nog predikante in ons gemeente beroep, met nog en nog leiers en diensknegte, en elkeen wat spesialiseer met die gawes wat die Here vir hulle gegee het. Ons vul mekaar aan, versterk mekaar, leer by mekaar, ondersteun mekaar. En dit bring my by die laaste punt. Ons het sedert
die jaar 2006-2007 'n belangrike denkskuif gemaak. Ek kan dit nie anders sien nie, as dat die Here ons gelei het om 'n groter waarheid raak te sien in sy woord en in sy kerk. Naamlik dat die huisgesin 'n sleutelrol speel in die geloofsvorming van ons kinders. Daarom sal julle gou agterkom dat ons gemeente geweldige erns maak met jeugbediening. Aan die een kant met uitstekende toegeruste jeugmentors, die beste beskikbare kategese materiaal en 'n droom dat die kinders reeds die gemeenskap van gelowiges daar ervaar met mekaar en met jeugmentors. Tog sal dit altyd wees met 'n fokus op die gesin. Ons wil nie kinders in isolasie grootmaak nie. Ons wil kinders by ons in die erediens hê vir die meeste van die tyd. Hier en daar 'n uitsondering van kinderdienste. En die belangrikste van alles, ons droom van 'n gemeente waar ouers toegerus is om hulle kinders groot te maak as verbondskinders van die Here, gedoop en vrygekoop. Ons droom van 'n gemeente waar daar 'n wederwysige ondersteuningssirkel bestaan tussen die gemeente en gesinne. En gesinne en die gemeente. Gesin wees is kompleks. Dit is 'n komplekse aangeleentheid. Nie net vandag nie, maar van die begin af. Iemand het geskryf dat Genesis 'n handboek is van disfunksionele gesinne. En dis waar. Alle gesinne is welkom by ons gemeente, hoe ons ook al tot hier gekom het. Waartoe ons geroep is om Christus deur ons hele lewe te verheerlik. En dit doen ons deur die groot gebod van Jesus te gehoorsaam. Liefde vir God, liefde vir my naaste en liefde vir myself. Dis die grondbeginsels van ons gemeente en elke ander gemeente. Jy sal in die bedieningsaankondigings, inligtingborde en in die saal by die groeipunt, ook op ons webwerf oral sien, by die monde van lidmate hoor, presies waar jy kan inskakel. Daar is soveel bedieninge, waar jy jou gawes kan kom uitleef. Welkom hier. Kom meld aan vir diens.